Ja, ek is nou besig om die rooibos te pluk. Soos ek gesê, daar's 'n verskil tussen jou rooibos wat in die Cederberg groei en jou rooibos wat op jou land groei. Maar die verskil van dit is, die ouetjie het 'n rooi blom en jou plant ene wat jy plant op jou land het 'n geel blommetjie. So hierdie ene is eie aan ons berg. Hy's eie aan ons Cederberg en hy groei die beste in die Cederberg. En hy's ten volle organies. Niks spuitmiddels, niks preserveermiddels nie. En hy's baie gesond. In die ou dae het ons ou mense, of kom al jare met ons ou mense aan, en hulle het vir ons vertel, en ons wil graag dit oordra aan ons nuwe generasies. Dit is gebruik vir kinders wat se maas nie melk gehad, borsmelk gehad het nie. En dit is gemaak as 'n tee en dit is as 'n voeding vir hulle magies en om te laat groei. En ook as dit 'n voedingsdrankie vir ou mense, vir jong mense, dit help jou bietjie jou gesondheid aan. En jy kry 'n beter eetlus. As jy glad nie eetlus het nie, hierdie rooibos gaan vir jou definitief 'n eetlus gee. Om jou innerlike te versterk, om 'n beter gesonde stelsel van jou liggaam te kry. En hy's baie geskik, so ons wat agterbly moet vir hom oppas. As jy hom pluk jy hom nie te laag nie. Jy pluk die rooibos nie te laag nie, hy moet 'n groei hê wat sy punte kan weer teruggroei. Maar as jy hom heeltemal te laag pluk na die wortelstelsel toe, dan gaan hy dood. Dan het ons nie meer 'n rooibos nie. Maar ongelukkig kry ons ook soos daai tipe insek. Nie eintlik 'n insekkie, 'n plantinsek wat ons tee bietjie verniel. Maar ons glo in die toekoms, daar sal wel meer kom, want die sade van die tee word versprei deur voëls, muise, dassies vat hom van die een plek af en hy dra hom daaroor en daar kom 'n plant op, wind tel saadjies op en hy gooi hom en hy word daar aan die kant gaan 'n rooibosplant opkom. Maar hasse kan dit ook doen. Hasse doen dieselfde. Hulle eet hom, mis hom uit aan die ander kant en daar kom 'n rooibos teeplant op. Maar dit is van ons unieke plante in die Cederberge. En dit is vir ons iets, 'n mens kan dit nie sê iets heilig nie, maar dit is wat ons van ons voorouers geleer het. Ons gaan dit oordra aan die nuwe generasies, want dit is iets wat jou lewensstandaard kan verbeter. Jy hoef nie rooibos in die winkel te koop nie. As jy 'n pakkie rooibos in die winkel koop, 50, 40 rand. Hier kan jy hom pluk soos jy hom wil pluk. Hy's vry, hy's gratis, jy maak hom self. So elke ou kan 'n lekker koppie rooibos geniet van hierdie tipe tee van ons. Eie aan ons Cederberge. Hy's 'n sterker bos as wat hy bos op die land is. Want die bos op die land word gepamper lang. Dit moet so geplant word, die wortelstelsel moet so afkom in die grond. Jy moet hom nie te vas, jy trap hom vas, maar hy mag ook nie skeef wees nie, want dan gaan hy nie groei nie. Sy penwortel moet reg afkom. Hy moet regop staan en daar word hy vasgetrap. Maar hierdie ene, hy groei net, natural, natuurlijk. En as jy die sekel vat op die land, jy sal altyd sien jou mense wat op die land sny. Hulle sny nie vir hom heel af, laat daar niks is. Hulle los 2 of 3 groeipunte op elke bos. Dan is dit maklik vir hy tee om te herstel. Maar wat herstel die tee so goed is daar vog uit die wolke uitkom soggens of saas of reën. Dan kan jy sien dit help om hom weer te laat groei. En dit is 'n jaarlikse ding. Jy kan eintlik 2 keer per jaar sny. Ek praat nou spesifiek van die landtee. Maar dan is dit jou top tee. Dis jou nie jou regte tee wat jy
sny soos in sny nie. Die groot ding, ons het 'n geweldige ding met klimaatsverandering nou hierso. So wat ons nou maar doen, ons kyk. Ons gaan maar self na die lande toe. Daarom het ons boeke. As jy dit vandag in jou land doen, word dit aangeteken. So die boek sê eintlik vir jou wat op jou land aangaan. So hou maar dop, gaan soontoe. Soos ek sê, klimaatsverandering speel 'n baie belangrike rol. Elke jaar het ons gesny Februarie, Maart, man. Ons kan nie meer nie. Ons moet Januarie maand begin sny. Want die bos verloor blaar. Jy kry 'n paadjie wat loop van jou rooibos tee af. So 'n smal paadjie, no? Dan sal jy wonder, wat gebeur hier? Dan is dit die mure wat hy sade wegdra. Onder die bos uit. En dis nogal baie interessant. Dan vat hulle hom na 'n plek toe en hulle gooi hom daarin. Nou jy wat sade opteen. Kom nou en jy volg hy paadjie en jy maak daai gat oop. Werk hom oop, dan is hy teesade sulke in sulke laag. As jy onder jou bos kom, dan vat jy, sê maar so 'n rietjie. Dan vat jy, dan maak jy so. Jy maak hom so die sand weg en dan sien jy daar lê jou pink. Dan weet jy daai bos het saad. Maar daar's dit ou groot sandhope wat jy maak. En dan moet dit gesif. Sif jy 2 sif. Jy het 'n grove sif en jy het 'n fyner sif. Nou word dit gesif tot dit nou nie meer so baie sand in is nie. Jou saad sal altyd onder lê. Dan is dit die water wat bo op kom. Jou saad sal altyd afsak in jou emmer. En dan as jy daai afgegooi het, dan gooi jy hom op 'n skoon lap of 'n ding. En jy maak hom droog in die son. Jou mooiste saad wat jy daar kry. Daai saad kan jy weer plant om nuwe rooibos aan te plant. Baie mense gaan en hulle laat doen dit by die koöperasie in Klein Willem. Maar ons skuur dit. Ons is mos heeltemal ons boer organies. Ons skuur hy velletjie wat bo hy saadjie is, skuur ons af. En dan word hy geplant, gesaai. Jou saailinge kom op. En jy moet kyk na dit, want die muis en die muur, hulle dra dit weg. 'n Ou oom het vir my gesê, ek moet 'n streepsak vat, dan maak jy hom vas op jou grond. Daar kan niemand daar inkom nie. Hulle dra dit weg, Eva, daar is daar niks. As jy sien, hier staan 'n plantjie of daar staan 'n plantjie. Wat het nou van die ander sade geword is weg. Want dan die reën skuur ons sommer self van die natuur en die mure eet eintlik hy doppie af. Okay, hulle help ook. En dan nou die ander ding is van die veldtee en die landtee verskil. Hy veldtee kan miskien 100 na 200 jaar toe lewe as hy niks oorkom nie. En hy vorm ook iets soos 'n patat onder die grond. As daar vuur kom op so dan ontkiem hy net weer as die reën kom. Dan groei hy aan mekaar, maar hy landtee, hy maak net 'n penwortel af. Penwortel af en so na 3 jaar, dit was altyd 4, 5 jaar wat hy gehou het. Maar nou, deur die klimaatsverandering, is dit net so 3 jaar, dan is hy klaar. Die hou van leeftijd, maar hy groeit baie stadig. Okay. As jy hom vir jaar geoes het, dan kan jy hom nie weer volgende jaar oesie. Volgende jaar moet hy nog uitgroei, voor dan kan jy hom die tweede jaar weer oes. Hy maak 'n patat onder wat hom voed. Deur die droogte en as dit te veel reën dan vang hy patat, dan vang hy die vochtigheid op. En as dit droog loop raak daar, skiet hy weer die vog uit en nie. En dis hoekom hy kan vir lang jare hou. Hy landtee wat ons applant, hy is nou kommersieel mak gemaak. Dat hulle kan vinnige boerdery maak. Yes. Ons het geplant Julie maand. Ons moet hom nou al 'n bietjie vroeër vat. Dan let jy maar nog altyd op na jou reënval. As jy sien jou reënval is genoeg, of dit val nog tot September, Augustus maand, dan kan jy nog daai tydjie plant. Maar jy is nie verseker dat daai plante heeltemal sal groei nie. Want nou sit jy hom in, soos baie mense al oorgekom het, hulle sit hom in, hulle verwag reën, maar daar gebeur niks met reën nie. Dan bly staan hy of hy dood daar. So, jy moet maar amper van 'n week tot week basis aangaan. Jy saai maar nog altyd jou plantjies dieselfde tyd.
kyk na jou weersomstandighede, moet ek nou plant of is hulle gereed om geplant te word? Laat ek liewer plant terwyl die reën val, daar is hy in, so kom maar 'n bietjie reën, dan kan hy 'n bietjie verder gaan. Maar jy is nooit verseker hoe lank die reën gaan bly nie. So dit is een van die goed. Wat Geert nou baie belangrik gesê het, die veldtjie word uitgeroei. Want as jy hom elke jaar sny, kan hy mos nou nie groei nie. En ons kry, watter jaar 2013 het ons nog 'n bitterlike groot veldbrand hier gehad. En dit verhoed moes nou, nie verhoed nie, dit laat mos nou die saadjies ontkiem, die brand gaan deur so onmiddellik ontkiem hy. En selfs met die fynbos, dat hulle sê hy moet brand. Nou ja, 2013 het ons hom so gekry. So dit is nou so 11 jaar terug, wat hy nou nog nie gebrand is. Maar as ek elke jaar hierdie bos gaan sny, dan gaan hy mos tot niet word. En dit is wat die mense hom nie verstaan nie. Jy kan nie jou bos raak uitgeput, hy dood. Die landtee is iets anders. Daarom verskil jou landtee van hierdie tipe tee. Dis iets wat ons moet dit behoue hou. Hy kan nie vergaan nie, want wat word vir ons? En nou, terecht soos Geert gesê, die ou plant nou nie rooibos op sy landtee, want hy weet daar is rooibos in die veld. Nou kom sny hy hom af. En ek weet die mense kry dit so swaar in mense se koppe in om te verstaan wat om die natuur te waardeer. Daar moet 'n balans wees tussen die natuur en die mens. Die mens is daar gestel om na die natuur te kyk. Dit is die hoofdoel in hierdie lewe. Maar almal sien dit regtig raak. Ewe in die ou dae, ons sit mos nou ver van winkels af. Ons is ver van hospitale af. En ons vorige geslagte mense het gesê, ek kan nou nie hier 'n voorbeeld wys nie, maar dit is jou wille roosmaryn. Dit help om jou darmkanaal skoon te maak. Dit help om aanby oop lyf te gee. Dit is jou bossie als. Drink hom, want dit is vir koors. Hy gaan jou koors afbring. Hy gaan jou maagpyn verlig. Dis jou koorsbos, jou santolin. En jou santolin kry jy twee. Jy kry die manlike een, jy kry jou vroulike een. Dit word op jou maag gepak. Hy word met asyn ingesuur en daar word hy met 'n band om jou maag om die koors uit jou liggaam uit te kry. Daar's verskillende goed. Die een wat jou hoë bloed afbring, wynruit. Hy bring jou hoë bloed af. Nou kom ek gou 'n bietjie na die veldplante toe. Hierdie Watsonia, in 'n stadium is hy iets wat jy kan uittrek en jy kan hom eet. Noerietjies, garras, bier gemaak van die garras, ons het hom geëet. Ons is nou besig om die veldrooibos te kap en te kneus en ook droog te maak, sodat dit gebruik kan word vir tee of selfs vir medisinale gebruik. So ons gaan nou begin kap. Jy kap hom klein stukkies, baie klein, van die voorste punt af tot by die agterste punt. Ons kap hom so. Nie te groot nie, ook nie te klein nie. Maak seker dat die dikste stokke uit is. Jy kap hom tot op so ver, dan vat jy jou next ene. Jy begin nou al die stokkies by mekaar aan die agterkant, voorpunte by mekaar. Maak net seker dat daar nie verskillende riete tussenin is nie. Of selfs moet jy aan toe. Moet glad hier aan. Jy maak seker dat jy elke stukkie gebruik wat jy kan. Wanneer ons klaar gekap het, kneus ons dit in met koue water. Nie moet die skerp kant van die huis nie, maar die agterkant van die byl. Agter die huiskant van die byletjie word hy ingekneus. En dan word hy toegemaak oornag en môreoggend word hy oopgesprei
en die son kleur hom rooi. Geen preserveermiddels, absoluut niks. Reg, nou kneus ek hom in met 'n bietjie water. Wanneer jy dink is genoeg water, wat jy die stomp kan, of die huiskant, soos die ou mense gesê het van die pyltjie, en jy kneus hom in. Maak seker dat hy evenredig nat is. Hier die onderste bo, en die boonste na onder. Hy kan maar nat genoeg. Hy maak jou tee dan nog rooier. Want hy word mos nou toegemaak. Wanneer jy dink hy's reg, maak jy hom toe. Hy gaan 'n bietjie swak doen. Nou wat hier. Doe maar ons is reg. Nou word hy oornag toegemaak. En môreoggend gaan hy oopgekrap word in die son. En die son kleur hom rooi. Geen preserveermiddels nie. En dit is ons eie rooibos van die Cederberge. Jy kan naar die via toe gaan, jou kos kry die via tyd. Jy kan krye kry die via tyd. Jy kan wild gaan jag. Maar moenie, asseblief, moenie dit uitroei nie.